Goeiedag geliefdes, weer eens is dit my voorreg as Stefanie van Olyftak Bedieninge en Tehillah Studiesentrum om hierdie skrifporsie aan die voor te lees. Die skrifporsie is nommer 8, Vayishlach. En dit beteken, hy het vooruitgestuur. Uit die skrifgedeeltes wat ons hierdie week lees, is dit in die eerste 5 boeke, Torah, Genesis 32 tot 36, die Haftarah, die profete en geskrifte, lees ons weer uit die boek van Obadja, soos laasweek, en uit die goeie nuus, die Brit Chadashah in Hebreëus, lees ons uit Matteus 26. Sal jy asseblief die klokkie druk, die subscribe knoppie, en hierdie skrifporsie deel met die vriende, sodat meer mense van die waarheid kan hoor. Soos ek gesê het, Vayishlach beteken, hy het gestuur. Hier praat ons nou van Jakob, wat geskenke vooruitstuur na sy vervreemde broer Esau, om te probeer vrede maak. Vandag gaan ons skrifporsie alles oor skewe en ongelukkige verhoudings met mense. In hierdie gedeelte sien ons hoe Jakob baie bang is om sy broer weer van aangesig tot aangesig te sien. Ons weet uit die vorige porsie hoe Jakob sy vader bedrieg het, sodat Isak hom geseën het met die eerstgeboortereg. En hoe hy moes vlug, omdat hy bang was vir die vergelding van sy broer Esau. Ons sien ook hoe sy broer Esau hom gehaat het. So kom ons bid saam voor ons begin. Hemelse Vader, ons kom vanmôre, vandag in ootmoed na U toe, omdat ons besef ons as mense is so feilbaar. En ons is so geneig tot onmin en veroordeling. Wees ons genadig en help ons om vrede, U Shalom, tussen ons familie en vriende te bewerkstellig, wanneer ons van mekaar verskil. Ons vra dit nederig in afhanklikheid van U. Amen. Ons lees uit Genesis 32, vers 1. Jakob het ook verder gereis en die engele van Jahwe het hom ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is 'n leer van Jahwe. En hy het die plek Manaim genoem. En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit, na sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom. En aan hulle bevel gegee met die woorde, so moet julle aan my heer Esau sê, so sê Jakob, u dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban, en daar gebly tot nou toe. Ek het die beeste en esels, kleinvee en slawe, en slavinne verwerf, en my heer, dit laat weet, sodat ek guns mag vind in die oë. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet, en 400 man saam met hom. Vallend dat Jakob probeer sy broer se guns koop. Vers 7, Genesis 32. Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword, en hy het die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en beeste en kamele, in 2 laars verdeel. Want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en dit verslaan, sal die laar wat oorbly vry raak. En Jakob het gesê, o God van my vader Abraham, Isak en Jakob,
God van my vader Isak, o Here Jahwe, wat my beveel het, gaan terug na jou land en na jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Vers 10. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan u knegt bewys het, want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek, en nou 2 laars geword. Red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan. Die moeder saam met die kinders. U het tog self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen, en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ons sien dat Jakob geskenke as vredesoffers vooruit aan Esau stuur, maar hy is steeds bang. Abba Vader wys egter vir hom 'n visioen van 'n leer van engele, wat hy Manahim noem. Die Hebreëse wortel van die woord is Machana, an encampment of travelers or troops, hence an army, whether literal of soldiers or figuratively, dancers, angels, cattle, locusts, stars, or even the sacred chords. It can also be an army, a band, a battle, a camp. Company, drove, host of tents. Die visioen versterk vir Jakob, en hy stuur boodskappers vooruit na sy broer. Ons weet nou dat Jakob nou deel van die Edomite is. Esau trek egter alreeds sy broer Jakob tegemoet met 400 man. Jakob begin dadelik strategies planne maak. Hy draai ook egter na sy vader Elhanan en pleit. Ek lees vir in Engels uit die King James Version, vers 10. I'm not worthy of the least of all the mercies and all the truth which thou hast showed unto thy servant. For with my staff I passed over this Jordan, and now I'm become 2 bands. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children. Voor ons verder gaan, net 'n bietjie inligting oor Edom en die Edomite, later in die sogenaamde Nuwe Testament Edomeien genoem, en Herodes was een van hulle wat Jesua veroordeel het. Edom beteken in Hebreëus rooi. Esau was rooi by geboorte, en hy het sy eersgeboorte reg verkoop vir 'n pot rooi lentjies. Edomite het vreemde gode aanbid en later wou Jahwe hulle uitdaag. Soos ons gesien het laasweek, het Esau teen sy pa se wil met Ismael wat sou die woord wees, gehuil, en hy het met Ismael, die van Ismael se dogters getrou. Hulle het eers oos van die Jordaanrivier gebly en het later na die suide van Judea getrek en hulle in die Negev-woestyn gevestig. Hulle het baie moeilikheid vir Juda en Israel besorg, en onder andere is die huidige Gaza, wat ons weet, steeds enorme probleme vir Israel gee. Baie terroriste huisves, en op die oomblik is Israel in oorlog met hulle gewikkeld. Daar is in baie profete boeke van Esegiel, Daniel en Maleagi vele eindtyd profeseë oor Edom en die Edomite. Ons sien hulle wreedheid tydens hulle aanval in Israel. En is hartseer, want die haat is nog steeds daar. The Rabbi San sê, the generations of the Esavians, or ultimate antithesis people, then just as Chayei Sarah
concluded with a recitation of the lineage of someone outside the chosen race, the lineage of our first generation nemesis, Ishmael, and the many kingdoms that would come forth from him and his ancestors. So will Vayishlach, this portion, conclude with a recitation of a lineage other than that of the chosen people, the lineage of our second generation nemesis, Esau, which stands for Esau. The most notorious enemy of the Holy One who will come forth from Esau's lineage is Amalek. And we see in Genesis 36 verse 12, the Amalek spirit attacked the weak, the poor, the small, and the women, and the elderly. Nog hartseer dat ons dit nou ook gesien het, die afgelope 2 maande. Jakob wil steeds sy eie planne maak. En hy probeer strategiese planne maak. Hy stuur sy naby familie oor die drif van Jabok in die Jordaanrivier en hy bly alleen agter. Daardie nag kom worstel 'n man. Sommige bronne meen dit was 'n engel, ander meen dit was Yeshua self met hom en uiteindelik kry hy 'n nuwe naam. Nie meer Bedrieër nie, maar Israel. Letterlike vertaling uit Hebreëus van Israel kan prins van El beteken. Die plek noem hulle Peniel, wat beteken aangesig van God Jahwe. We sien in die afbeelding, dit is 'n skildery waar die skilder Gustav Doré uit die Free Masonic Bible probeer weergee hoe Jakob met die engel geworstel het. Wanneer Jakob Esau later ontmoet, omhels hulle mekaar en maak voorlopig vrede. Ons weet nie hoe opreg Esau was nie, want sy nageslag haat nog steeds Israel. Maar kom ons neem hierdie tyd om skuldgevoelens, verstandelike en emosionele bande en kettinge af te skud. Ons is dikwels so bang om sekere mense van aangesig tot aangesig te sien en die minste te wees. Ons onderskat ook baie keer mense. Dit vereis meestal nederigheid en ootmoed om moeilike verhoudinge te oorkom. Soms het dit eers 'n stoeigeveg met Abba Vader en ons Messias nodig. Daar by Jabok het die engel Jakob op sy heup geslaan en hy was kreupel vir die res van sy lewe. Hoe hartseer dat ons baie keer eers 'n harde prys moet betaal vir nederigheid en ootmoed. En om die minste te wees, wat die boodskap van Yeshua was, draai die ander wang. Ek haal weer uit hoe Rabbi San dit so treffend opsom. This is our appointed season to awaken, to and get in position, and of the proper mindset, to deal effectively with the daunting challenges of detoxifying from years of immersion in foreign culture. Jakob was lang by Laban. Returning to our true covenant identity, worldview and lifestyle, and starting over. All things in our lives that have become stale and unfruitful, if not toxic, are about to pass away. Old habits, old relationships, and old attachments will become stale and unfulfilling. Old perspectives and old limitations will begin to feel, well,
Old, said the rabbi's son. Old comfort zones, old grudges, old walls of separation, old defense mechanisms, and old ways of dealing with challenges and people. Indeed, everything that is familiar and comfortable and stagnant in our lives will be challenged to the core this week. This is to be a week of breaking free, shaking loose, disentangling, and moving on. It is a week of discontinuing counterproductive patterns of thought, reaction, and behavior, and leaving destructive soul ties. Jakob moes die Laban soul ties breek en met sy vrouens trek. En hy moet die minste wees, vredesgeskenke offer. Our hearts, if not our bodies, will take some hits. Enough. The hip. We will sometimes wonder if we've gotten out of the frying pan and fall into the fire. We will have to put amazing levels of trust in our covenant partner Yahweh in heaven and do exactly what he says. Or the dark night of the soul that awaits us will be our undoing. He shows us, en dit is my byvoeging, the legion of angels that accompany us. Please open our eyes, Father. Are you up for the challenge? Are you ready to embrace this appointed season, a new beginning in Messiah? Thank you, Father, that you send the legion of angels with us to fight for us. Help us not to be afraid, and help us to be the least in your kingdom. So geliefdes, wat 'n uitdaging. Maar, soos Psalm 118 sê, soos Dawid gesê het, met my goed spring ek oor 'n muur. Het jy al ooit uit hierdie boek gelees, geliefde? Obadja is een kort boek met net een hoofstuk. Ons was veronderstel om laasweek dit te lees. Volgens oorlewering is Obadja 'n bekeerling na Judaïsme, 'n Torah-volgeling uit Edom van alle plekke. En hierdie is 'n profesie wat Abba vir hom gegee het. Kom ons lees saam. Obadja 1 vers 18. Dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees, en die huis van Josef 'n vlam. Maar die huis van Esau is toppel, en die sal hulle aan die brand steek, en hulle verteer, sodat daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie. Want die Here het dit gespreek, die koninkryk van die hemele, dan sal die van die suidland, die gebergte van Esau, en die van die laafveld en die land van die Filistyne in besit geneem word. En ons sien dit gebeur nou in Israel. En hulle sal die veld van Efraim en die veld van Samaria, die Benjamin Gilead in besit neem. Die ballinge van hierdie leermag van die kinders van Israel sal die wat Kanaaniete is tot by Sarfat verower. En die ballinge van Jerusalem wat in Sefarot is, sal die stede van die Suidland in besit neem. Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan om die gebergte van Esau te oordeel, en die koninkryk sal aan die Here Jahweh toebehoort. Dit spreek boekdele en ek het net nou 'n foto gesien van die Israelies wat 'n Chanukka kandelaar in Gaza geplant het.
Uit die goeie nuus lees ons uit Matteus 26 tot 30. Lees maar gerus die hele gedeelte bidtend vir jouself. Hierdie gedeelte lees ons van Yeshua, Jesus se donker nag, van sy siel net soos Jakob se donker nag by die spruit van Jabok. Gaan u deur 'n Jabok verliefde? Onderwerp uself aan Abba, soos Petrus sê, en hy sal ons verhoog. Matteus 26 vers 36 sê, toe kom Yeshua, Jesus met hulle, in 'n plek met die naam van Getsemane. Nou Getsemane, se betekenis in Hebreëus is olyfpars. En ons weet dat daar die olywe gepars word totdat die olie, die suiwer olyfolie daaruit voortkom. Kom ons sien dit as die balsem van Gilead, die olie wat genees, die olie wat ons salf. Yeshua sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. Vers 38, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waaksaam met my. En hy het bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker van my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy het die donkerste nag beleef, hy het bloed gesweet, sodat ons in hom kan hoop in ons donkerste nag. Wanneer ons voel ons is in ons eie Getsemane, dan kom pleit ons, Abba, verlos ons, help ons, lei ons. En wanneer ek die voëls in hierdie oggend hoor sing, kom sit ek myself voor U neer. Dankie, dankie ons Verlosser en ons Messias. Hemelse Vader, ons buig laag voor U en vra U hulp met ons menseverhoudings. Ons kan nie alleen nie, maar met die hulp van U Ruach, U Heilige Gees, kan ons sout en lig wees in 'n donker wêreld. Daar waar U ons geplaas het, help ons en lei ons en versterk ons. Al moet ons skrippe loop, hou ons aan U vas. Amen. Geliefde, watter gedeelte van ons skrifporsie hierdie week het jou diep getref? Maak jou eie notas en skryf jou eie gebed neer. Ons wil graag ook vra, ondersteun olyftakbedieninge. Gaan kyk gerus na ons webwerf, waar u talle opbouende lesings kan aflaai, of kontak ons gerus by Tehillah Studiesentrum, alles een woord, @gmail.com. Ons stuur so graag vir u enige antwoorde of leringe. Ons het baie teachings opgestel wat ons graag met u sal deel. Geliefdes, ons is 'n bediening wat staan vir hoop, heling en herstel by olyftakbedieninge. En dan het ons 'n afdeling waar ons die bruid toerus, to equip the bride. Dit is ons roeping. Gaan kyk gerus op ons webwerf na ons verskillende kursusse wat ons by Tehillah Studiesentrum aanbied. Ons is 'n aanlyn bediening wat Shabbat saam open, wat tydens Shabbat 'n
heerlike bespreking oor die Torah-porsie het. En ons bied wonderlike kursusse aan van die begin van 2025. So gaan kyk gerus en kontak ons. Ek lees vir u Romeine 11, vers 17, as sommige van die takke afgesny is, en jy wat 'n wilde olyfboom is, of jy nou een van die stamme is, en of jy 'n vreemdeling is, of een van die nasies, 'n Gentile, is in hulle plek ingeënt, en deel gekry het aan die wortel, en die vettigheid van die olyfboom van Israel, en van die Hebreëse nasie.